Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning. Jy moet sê dan moet ek dans, nee. Ja, asseblief. Boom, tjikidum, tjim, boom, tjikidum, tjik, boom, tjikidum, tjim, doem, tjikidum, tjim, doem, tjikidum, tjik. Hey daar, hallo daar, hallo daar, hallo daar. Kyk, jy is heeltemal verspot so vroeg in die oggend, maar of jou ketel sopas klaar gekook het vir 'n heerlike koppie koffie of tee, en of jy nog stadig wakker word. Ons is hier om jou te help om die dag reg aan te pak met 'n program vol inspirasie, kuns en talle meer. O ja, natuurlik. Dit gaan so lekker wees. Ek moet vir jou sê 'n propvol program. Kyk net Vertel ons meer. Ja, van Atlantis in Stellenbosch of na Stellenbosch tot put sonder water in Pretoria. Die tweelingbroers Diago en Divano Blankenberg maak geskiedenis as ingenieurs en wys dat drome wel kan waar word. Netbal speelster Carla Pretorius is by ons en maak reg om weer die baan aan die brand te speel, terwyl Therese Bartman ons met haar nuwe digbundel Die helfte is jou nie vertel nie op 'n diep en emosionele reis neem. Dan is Andriette ook hier met 'n splinternuwe enkelsnit. Uyenze, weet jy wat beteken Uyenze? Vertel my. Doen dit. Doen dit. Ja, so, kom ons Uyenze, laat ons gaan. Luister hierso, voordat ons aanbeweeg, wil ek net sê, dis vir my jammer dat hier nie 'n netbalbaan is nie. Want ek sou so 'n bietjie saam met Carla wou speel en kyk, jy weet of ek nog goed vaar met die doele. Ek was senter gewees en hulpdoel gewees. Ek spog daarmee want ek was nie baie sportief nie, maar ek het wel netbal gespeel. Senter is redelik bedrywig en hulpdoel moet jy ook nogal wakker wees. Ja. Kyk, ek was die afgelope vakansie ook so by 2 netbaltoernooie wat Menlo aangebied het. Ja. Ek verstaan nog nie lekker die reëls nie, maar ek het al bietjie meer 'n begrip van wat netbal behels buite net om te doel. Solank jy net nie 'n voetfout maak nie. Dis die belangrikste. Daai is die een wat my nog baie vang. Hier maak ons geen voetfoute by goeiemôre, good morning nie. Wel, hoe sal 'n mens weet met Ja, is kom, enige ons iets gaan, wat is hierdie verdedig? Wat is dit? Dit is, ja, ja, okay. jy verdedig. Gesien hulle staan op die toontjies. Goeiemôre daar bo in die En hy maak so want hy moet homself gedurig hier verdedig. Maar goed, ons almal het al 'n slaggat getref en gewonder of ons wiele dit oorleef het. Pieter, het dit al met jou Ja, gebeur, nee, dit het inderdaad Telke male. gebeur. Min mense weet egter dat jy vir skade kan eis indien jou voertuig wel beskadig word. Dit is wel nie 'n eenvoudige eis nie. In 'n hofsaak teen die Ekurhuleni Metro het die regter bevind dat die munisipaliteit 'n wetlike plig het om paaie behoorlik te onderhou en dat die munisipaliteit se nalatigheid om 'n slaggat reg te maak tot skade gelei het. Nou dit beteken dat 'n eiser sal moet bewys dat die owerhede van die probleem bewus was, maar niks daaromtrent gedoen het nie en so moontlik skadevergoeding kan eis en ontvang. Maar bestuurders dra ook 'n verantwoordelikheid. In 'n ander regsaangeleentheid was dit aanvaar dat 'n slaggat wat as gevolg van nalatigheid nie reggemaak was nie, die oorsaak van skade was. Maar die hof het bevind dat die motoris steeds 20% aanspreeklik gehou word. Waarom? Omdat hy te vinnig gery het. Maar jy sien, So 'n mens moet maar bewus wees daarvan. Ek het nie geweet dat hulle so iets kan bepaal nie, hoor. ek was ook nie heeltemal bewus daarvan nie. So dink jy nou die munisipaliteit of die howe gaan storm geloop word nou met mense wat sê nee, dis sy skuld, dis sy. Nee, ek stem saam, daar is 'n verantwoordelikheid by jou as bestuurder om daarom net reg te kan ry en dit te probeer mis sover jy kan, maar in reën of weeromstandighede ook partykeer, veral soos nou met die reën en die donker is, dan vergeet jy ou partykeer, veral as jy mos nou 'n ander pad ry of al ry jy die pad elke dag, mens vergeet maar daarvan en dan slat jy hierdie slaggat want hy lyk net soos 'n stukkie deel van die pad, mooi geteer dalk en dan Ja, jy kan dit sien as 'n poeltjie water nie. Weet jy wat, en ek het net vanoggend met Lorraine wat ons elke oggend so vars en vrolik laat lyk. Ons het net vanoggend gesels oor die feit dat straatligte ook 'n probleem is. Jy weet in sommige gebiede, want jy kan nie noodwendig sien wat om te verwag nie. Veral as dit nou nog reën ook, ja, maar straatligte oor die algemeen. So ek dink munisipaliteite, hulle moet maar vir ons bykom, né? En dit sit alles wat voor lê en elke ding so. Sit alles in ons hande, ja. Sit alles in ons hande. Ek dink natuurlik die straatligte is load shedding, maar terug by die slaggate. As voertuie padwaardig moet wees, Annie sê vinnig voor die tyd ook vir my, hy sê, Pieter, dan moet die paaie ook mos padwaardig en voertuigwaardig wees. Ja. Dis munisipaliteite se verpligting teenoor ons, glo ek. En ek sien ook daar's 'n geweldige debat op sosiale media platforms en 'n mens kan nie eintlik daarvan wegbeweeg nie, want ek meen wanneer 'n mens vergelyk met die Weskaap byvoorbeeld,
dit is nou maar net so, jy kom nie, of jy kry nie te doen met slaggate daar nie. So as die een munisipaliteit dit reg kan doen, dan moet 'n ander een dit ook reg kan. Interessant genoeg, ek dink verskillende areas in Pretoria ook. Dis net asof daar een of ander ou is wat in die stadsraad sit, wat ek weet nie dinge net vinniger laat gebeur in 'n sekere deel van Pretoria. Maar nou ja. Maar ons is optimisties. Kom ons hoop daar word nie nog 'n slaggat gevang of so. Vandag nie. Ek het nie tyd om nog 'n windscreen te vervang en 'n agterwiel om te ruil in die reën nie. As jy dink jy was al in 'n jaloerse verhouding, was jy al in 'n jaloerse verhouding, Els? Ja, Wag dat jy hierdie ene hoor. 'n Vrou in Xinjiang, jy sê dit altyd so lekker, sê Xinjiang. Xinjiang, ja. China het letterlik aan die agterkant van haar man se bakkie vasgeklou terwyl hy ry. Ja, sy het klaarblyk vermoed dat hy op haar verneek. Motoriste het toe hulle sien hoe sy aan die bewegende voertuig vasklou en hang, die toneel afgeneem en die polisie gebel. Toe die polisie die voertuig stop en vrae begin vra, het hulle baie vinnig besef dat die bestuurder se eie vrou is en dat sy besluit het om hom te volg in 'n poging om hom op heterdaad te betrap. Gelukkig het sy ongedeerd weggekom, maar owerhede sê dit kon baie maklik tragies geëindig het. Die storie was vinnig wyd versprei en dit is nou as 'n waarskuwing om, jy moet nou regtig nou mooi dink daaroor. Verhoudingsprobleme eerder met 'n gesprek as met so iets drasties te hanteer. Kan jy dit nou Dit is drasties hoor. Dit is baie erg. Ek sou agter op die bakkie geklim het dalk of iets vasgeklou het, maar nie Of agter. daar gelê het jy. Ja, surprise. Dis nogal drasties. En gevaarlik. Ja man, nee. Maar ek bedoel, ek dink wanneer dit kom by daai onsekerheid, dan verloor 'n mens soms so 'n bietjie, Definitief. wat is dit, logika of perspektief. Ja, definitief. Jy weet, en jy tree op 'n manier wat jy na die tyd sal jy dink, wat het my besiel? Ja. So sommige mense is maar desperaat om agter die kap van die byl te kom. En ek is seker die arme man was ook heeltemal onskuldig en het dalk 'n verduideliking toe gegee terwyl die owerhede nou ingegryp het. Ja, maar die tannie sal seker maar nog steeds jaloers bly. Maar nou wonder ek, was hy skuldig of nie? Dis die ander deel van hierdie Daai storie. gaan ons daai deel van die storie kan hoor. Ek wonder. Ek sal graag wil weet. Maar ek moet nogal sê ek is nie so jaloers 'n mens nie. Ek sê Ek moet sê ek het jou ook nogal nie so opgesom nie. So jy sal dit ding ook uitpraat, weet wanneer jy die kwessies mens van ons praat natuurlik verwys. dit uit man, maar ja, nee. Ek dink partykeer sit mense met 'n probleem. Hulle wil net die hele tyd kyk wat dit nou en hoekom en dat. Hier's twee mense wat elkeen ook 'n lewe gehad het. Nou is julle saam een, nou moet julle mekaar genoeg kan vertrou Ja. om te sê, weet jy wat? Jy weet wat jy in my het, ek weet wat ek in jou het. Maar jaloesie kan baie maklik in 'n baie groot probleem ontaard. So ek dink daai balans. Hulle sê mens altyd gesonde jaloesie of sommige jaloesie is gesond, Ja. maar jy moet maar weet. Ja. Mooi gesonde, dog vriendelike jaloesie. Goed. Nee, net so. Nou ja, ek hoop jou ketel het gekook vir die eerste of die tweede koppie koffie. Bly jy net waar jy is, soos jy kan hoor, het ons 'n lekker opwindende program wat voorlê en al wat ons wil doen vandag is Uyenze, né? Uyenze. Doen dit. Ja. Uyenze. Doen dit net hier saam met goeiemôre, good morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon.
en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Hoewel bendes en dwelms dikwels jong drome in Dera Flats Atlantis vernietig, het die tweelingbroers Diego en Devano Blankenberg besluit dat hulle storie anders sal eindig. Op 26 Maart het hulle geskiedenis gemaak toe Devano as meganiese ingenieur en Diego as megatroniese ingenieur aan die Universiteit van Stellenbosch gegradueer het en dis nou vanoggend my voorreg om met hulle te gesels. So, goeiemôre, good morning en baie dankie dat julle vanoggend by ons aansluit. Goeiemôre daai kante. Goed, was daar 'n spesifieke oomblik gewees wat julle na die opsies om julle gekyk het en toe besluit het ons gaan 'n ander pad kies? Ja, ek dink van klings af was ons maar we always considered ourselves as being a bit different from the rest, you know. I think our friends used to look at me and Diego as kind of the good examples, as I would say. So I think ever since a young age, we used to kind of be the odd ones out now. But I think that's what our parents and my grandma and my family taught us, you know, don't try to fit into the crowd, always try and be different, you know. I think my mother used to say one thing, en sy sal dit gesê in Afrikaans sal sê, wees eerder maar 'n nerd as om in te wil fit met die crowd, ek dink. So ek dink so van kleins af was ons maar altyd, het ons maar altyd met different paadjie gekies, ja, so. Nou, julle het groot geword in Dera Flats, so ek wil net hê julle moet vir ons vertel van die uitdagings in die spesifieke omgewing. Ek dink daar was baie uitdagings omdat daar baie bendes is en crime. Maar ek dink toe ons daar bly, ek dink ons het actually agtergekom waar in wat environment is actually is. Ek dink van dit is by Stellenbosch kon toe het ons actually agtergekom. Maar een ding besides nou al die negatiewe stigma agter, ek dink daar was actually baie goeie ding in om in so 'n omgewing op te groei en ek dink vir my persoonlik, as ek nou in Engels sê, the greatest thing for humans is being close to one another. En om so actually in Flits op te groei, ons was baie na aan mekaar ons almal so, daar was baie liefde onder ons mense en ek dink soos my neighbors sal amper soos 'n familie is vir my, selfs my aunties of my ma se sisters. So ek dink besides 'n negatiewe stigma, daar was actually baie goeie dinge uit dit en van ons mense was baie na aan mekaar en daar was baie liefde onder mekaar. Maar ja, ook reg, daar was baie negatiewe ding, maar ek dink ons het die tyd actually agtergekom totdat ons actually uit het gekom het, toe het ons actually agtergekom waar ons opgegroei het en ja. So as julle dit dalk nou moes opsom, hoe sou julle sê het hierdie uitdagings van die omgewing julle spesifiek gevorm? I would actually say it shaped us a lot because ever since I would say primary school, you know, we always wanted to try and prove people wrong because of the stigma and the labels, people used to relate with people coming from Dera Flats, or not even Dera Flats, I think in general just the Cape Flats. When they hear you from the Cape Flats or Dera Flats, there's a label they give you. So ever since a young age, we always try to prove people wrong. So I think that's one of the qualities we grew up with was nothing is impossible for us. We'd always try and prove people wrong, you know. So I think that's kind of what shaped me. I always try and prove people wrong in a good way, you know, because people always have this negative thing to say about people from the Cape Flats. But I think if you can try and prove them wrong, I think that's one step closer to changing this whole label that people used to give to Cape Flats or Dera Flats. Yeah. En ek dink dis juist waarom julle storie ook so inspirerend is, juist om daai stigma of stereotype in die proses
jy weet, te breek of amper half reg te stel. Nou, julle het saam gestudeer en saam gegradueer. So, hoe belangrik was julle verhouding as tweeling in hierdie reis? Ik denk, ooit kind of actually advantage gehad van eerste jaren. Ik denk, ik het altijd iemand gehad, naar wie je kan gaan, like, wat dat. En omdat ons hetzelfde veld in ons eerste jaar, like, ons vakken was al alles hetzelfde. So ik denk, obviously, als je eerste jaar nog bij je skaam en bang om te vragen, like, vrienden, dat is nog een tijd wanneer je nog vrienden maakt, so je wil nog niet. Soms als je skaam om te vragen, ik denk, so ik het advantage dat ik echt een periode waar ik kan vragen, so, ik hoef hem skaam te geweest of like, bang te wees om te vragen, van, ik meen, dat is mijn periode wat ik een vraag kan vragen. So ik denk, dat is één ding wat ons kan redden, wat om samen te studeren. Ik denk ook, voor ons familie was het een goede ding ook, van ik denk, like, ik weet het al gehoord, als je like, met tweelingen is dat altijd die ene is sterk en dan die ene nou niet zo sterk, maar ons was actually een goede example, want dus altijd was equal basically. So ja, ik denk, dat is ja. Die volgende vraag is vir my baie belangrik. Julle ma en ouma het 'n groot rol gespeel. Wat beteken hulle ondersteuning vir julle vandag? Yeah, I think it means the world for us. I think like I always say, like, once you're trying to do something, you must always try and have a motivation while you do it. I think our biggest motivation was like my mother and our grandma. You know, they sacrificed a lot for us, like ever since a young age. You know, we lost our father at a very young age. So I think like that support that my grandma gave my mother, like that meant the world to us. So if like we just always wanted to make them proud, you know, like just to tell them like all of that sacrifice that you guys like made for us was actually worth it, you know. So I think like they are our biggest motivation. Every day when I wake up, like I try and find the motivation on why I do the things I do. And I think those are the two biggest motivations for me personally. And I think for the Eagle also. En ek is bly dat jy ook daarna verwys, want een van my vrae het sou juis gaan oor daai verlies van julle pa, maar dit klink dan nou vir my asof julle ouma en julle ma twee steunpilare was in daai proses en om gefokus te bly. So ek wil aanbeweeg en vra, hoekom is dit vir julle so belangrik om julle storie met ander mense te deel? Ik denk dat is baie belangrijk, soos die Wanner sê het in die eerste vraag, is like, om basically een stigma te breek en like, die stereotype wat mense het van like, Atlantis. Like, ik denk nou recently ook in Atlantis, dat was actually iets van ons school wat gebeurt, like, dat was actually baie negatieve ding wat gebeurt. En ik denk om ons story te deel met mense, dat het basically lig bring in die donkerte. So ik denk dat is een goede ding om een story te deel met mense. Ik denk ook, van mensen wat van dieselfde background afkom, dat is baie motivation vir hulle. Hulle kan basically ook storie as ek een motivation gebruik dat jy kan dit maak waar ook al jy wil wees. Yeah, I think I would agree with that. I think like growing up in Dura, you know, there's always like this negative role models that people have. And I don't want to only talk about Dura flats, but I would talk in Cape Flats in general. Like the role models we as young kids always look up to are always like the gang leaders or the drug dealers and all of that. So I think having a good story coming from the flats, I think that's important because then kids actually have something positive to look at and they actually have positive role models to look at. So I think that's why it's so important for us to actually tell our story so that people can look at us and be like, okay, it's not only the negative side that we can look at, it's actually something positive coming from this background. En ek dink terwyl jy nou daarna verwys en met daai in gedagte, ek bedoel julle is nou rolmodelle vir jong mense in julle gemeenskap. Hoe beskou julle daai verantwoordelikheid? Wat beteken dit vir julle? First, I think there's kind of a lot of pressure on us now because if you look at the example, like if I, for example, get 9 questions right out of 10, people always focus on the one thing I got wrong. So I think that's the pressure because people are going to start looking at for the mistake or the one thing you do wrong and basically point that one wrong thing out. So I think firstly it's a kind of pressure, but also I think like for me personally, I think like we put on this earth for a role and like God used us, we basically use vessels. So I think besides all the the pressure there is, I think that is basically our responsibility to use our like basically be vessels of God and let God speak through us, and basically allow Him to use like our story or like
basically use us to get his message across to people. And I think like one of my main thing is like basically being a vessel for God and like allowing him to speak through me. So I think even though this period, I think I'm just living out my purpose and allowing God to like speak through me. Yeah, I think I agree with you. I think that's also how I take it. There's a lot of praise, like you said, but I think if you're doing it for a good purpose, I'm happy to take all of that praise on me. I'm happy to do whatever God allows me to do. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar Diego en Devano, baie dankie vir julle tyd vanoggend. Julle is werklike inspirasie en ek hoop ons kan weer in die toekoms gesels. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Dis sporttyd hier op Goeiemôre Good Morning. Ek is Arnold Geerts. Vandag gesels ons met een van ons bestes ooit op die netbalbane. Carla Pretorius, staatmaker van Suid-Afrikaanse netbal, en sy maak nou weer gereed om die baan aan die brand te speel. Sy is daar in Bloemfontein. Sy praat direk van daar af met ons. Carla, hallo en welkom. Lekker om jou saam met ons te hê. Ek dink die eerste ding is toe jou span se spanlys uitgekom het, was ek dink baie mense verbaas om weer jou naam daar te sien. Vertel vir ons van jou besluit om 'n terugkeer te maak na die baan toe na 2 jaar wat jy afgevat het. Hallo Arnold, ja, dankie. Lekker om julle te gesels. Hier is my eerste, hoe kan ek sê, netbalonderhoud in 'n lang tyd. Dit was altyd in die plan om weer te speel. Verlede jaar het ek net so 'n bietjie 'n breek gevat. Ons wil graag ons gesin bietjie uitbrei, so daar was 'n rede vir dit. So dit was altyd die plan om terug te kom na die baan toe. Dit het bietjie vinniger gebeur as wat ons beplan het. Maar ja, hier's ek nou en ek is verskriklik opgebonde vir die Telkom Netball Liga wat begin en om weer vir Craanhams te speel. Ja, ek wil nou net vir jou sê, 2 jaar terug het jy gehelp om jou span daardie Telkom Liga te laat wen. Vat ons net terug soontoe en vertel vir ons daarvan, asseblief. Ja, dit was die eerste keer, ek moet nou die somer doen, maar eerste keer in baie jaar wat ek weer in ons nasionale liga gespeel. Ek het vir baie jare in die Suncorp Super Netball Liga gespeel in Australië. So dis die eerste keer na 8 jaar wat ek weer die vrystellspan verteenwoordig het en hoe spesiaal was dit nie om op die einde van die dag daai trofee te kon lig nie. Dis waar alles vir my begin het en waar ek gegroei het en begin het as 'n nasionale en internasionale speler. So dit was 'n voorreg om weer vir die Craanhams te speel en nou na hierdie breek en almal wat sê, maar hoe kan jy nou nog speel?
Dis nou nog 'n geleentheid om net voluit te gaan en te wys wat ek kan doen. Jy het Australië genoem, jy het ook baie in Engeland gespeel. Wat het jy die meeste van die twee lande uitgeleer in jou sport? Ek dink dis die kwaliteit van daai liga en om dit eerstens professioneel te doen. Dit is obviously waantoe ons beweeg as 'n land Suid-Afrika om ons spelers hier te kan hou en dit professioneel te doen, maar om dit toe te kon ervaar, daar speel jy elke week of jy oefen elke week teen internasionale spelers. Jy kyk kwaliteit afrigting, so dis net op 'n ander vlak die intensiteit en die kwaliteit en dit was 'n groot geleentheid vir my om te groei en dit dan terug te ploeg in Suid-Afrika en ek meen as jy nou kyk hoeveel spelers speel oor see, daai tyd was ons 'n handjievol en nou is daar massas wat oor see speel en dit dra by tot die kwaliteit van ons span as 'n internasionale span ook. Hoe moeilik of aldus hoe maklik is dit om deesdae in die oorsese ligas in te kom as jy van Suid-Afrika afkom? Wel, ek dink is makliker as toe ek vroeër my jare, toe ek daar gespeel het. Dit was definitief moeiliker toe as nou, maar mense neem kennis van ons en mense weet van die Suid-Afrikaners en hulle wil graag in hulle spanne en in hulle liga. As jy kyk Engeland, elke span het omtrent 'n Suid-Afrikaner en Elmarie van der Berg wat in Australië speel. Ek dink ons sal graag meer van ons spelers in Australië wil hê. Die feit dat daar net een is wys vir jou dat dit is nie so maklik om daar in te kom nie, maar ek dink vorentoe sal meer van ons daar gaan speel. Maar ja, om jou vraag te antwoord, ek dink dis nou makliker as voorheen, maar dis ook die kwaliteit van ons spelers, so almal wil graag daai Suid-Afrikaners in hulle spanne hê. Kom ons gaan terug na 2019 se Wêreldbeker toe waar jy die speler van die toernooi was. Dit was heel duidelik 'n groot eer, maar jy het 2 keer daarna ook of tydens die toernooi ook 2 keer speler van die wedstryde ingeoes. Dit was 'n baie ryk tyd vir jou, nie waar nie? Ja, definitief, maar daai was 'n regtig ek dink hoe ons gebou het as 'n nasionale span. Ons was regtig, ek glo nog steeds daai is een van die beste spanne wat ons nog gehad het as Proteas, maar net ons voorbereiding, daai was 6 jaar se voorberei vir daai oomblik, maar vir myself is, toe was ek nou al 3 jaar op die internasionale, het ek vir Sankop Supernetball gespeel, vir Sunshine Coast Lightning, so ek het gegroei en ontwikkel en regtig saam met kwaliteitsspelers gespeel, en teen kwaliteitsspelers en wonderlike afrigters gehad, so dit het altyd net bygedra tot my groei en my ontwikkeling en ek het regtig daar, ons weet, ons kan nie netbal speel sonder ons span nie, en ek dink almal was op die beste vorm wat hulle kan wees. Ek het nou maar net daai toekenning gekry, maar dis by van die dag was dit as gevolg van die wonderlike mense wat ek om my gehad het. 'n ander oomblik wat vir jou altyd sal uitstaan in daai periode van jou lewe en jou spel? Wel, 'n paar jaar aan om die Wêreldbeker te kon gespeel het 2023 hier in Suid-Afrika en na ek ook my dogtertjie gehad het in 2022 en om terug te kon gekom met baan toe, begin 2023 en toe om vir die Proteas te speel, maar ja, om my 100ste toets hier in Suid-Afrika te speel met my hele familie daar, my dogtertjie daar, was vir my 'n baie spesiale oomblik. Ons praat so gereeld oor hoe ons net daar is of net omtrent daar is. Wat het ons nodig om gereeld in die top 3 in die wêreld te wees? Wel, ek almal kan onthou begin van die jaar wat ons daai toetsreeks teen Engeland verloor het. So ons is definitief op 'n opwaartse kurwe met die Proteas. So ek dink op die uit van die dag vir nou waar ons is dit goed dat so baie spelers oor see speel, want hulle kry daai professionele omgewing, oefen elke dag netbal, speel, dit is hulle werk vir die seisoen. So ek dink dis 'n goeie ding op die oomblik. Maar ons wil ook 'n goeie liga hierso hou wat ek glo ons doen. Elke jaar raak dit beter en beter, die Telkom Netball Liga. So terwyl daai klomp oor see speel en goeie kwaliteit kry, hier tuis is daar ook 'n goeie omgewing vir spelers om te groei en ontwikkel en dan met die Proteas dit net weer bymekaar bring en dan is dit die Commonwealth Games wat dan opkom, maar op die einde van die dag wil jy dit professioneel wees in Suid-Afrika ook.
dit moet ook dieselfde kwaliteit en intensiteit wees as wat dit in Australië ideaal is, maar dan alternatief is 'n land soos Engeland. En in Carla, hulle as ons vandag 1 of 2 afrigters het van skole wat netbal afrig, wat sê jy vir hulle gee as 'n wenk wat jy miskien nie genoeg sien op die bane vir die jonger dametjies nie? Ek dink die grondslag, die basics, goeie beweging op baan, want ek sê altyd, as jy goed kan beweeg op die baan en effektief kan beweeg, gaan jy die vaardighede baie beter kan uitvoer. Ek dink baie keer wil ons 10,000 goed doen op die baan, of in 'n sessie ensovoorts, maar net om regtig daai grondslag te lê van goeie vange, goeie beweging, en van daar af kan jy die vaardighede bou. So dit is my, jy hoef nie 20,000 goed te doen nie, jy kry vir jou 'n paar oefeninge wat jy konstant en met intensiteit kan uitvoer, en sodra jy daar is, dan beweeg jy oor na die volgende ding toe, maar baie keer probeer ons te veel doen, maar doen daai basis reg. Ek dink dit help 'n speler groei, en dan soos hy aanbeweeg, meer vaardighede dan effektief te kan uitvoer. Carla, baie dankie, waardeer jou tyd, sterkte daar met die seisoen wat voorlê, ons hou vir jou duime vas. Dis dan Carla Pretorius, 'n ware staatmaker in Suid-Afrikaanse netbal. Nou ja, fluit, my storie is uit. Hoekom doen ek daai een? Want van sport af na kultuur, ons is net hierna terug met so 'n bietjie digkuns. Nou verstaan jy, né? Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Therese Bartman gesels vanoggend oor haar aangrypende nuwe digbundel, Die helfte is jou nie vertel nie. Nou dit is 'n bundel wat nie net gelees word nie, maar ook gehoor en beleef kan word. Met temas wat van geskiedenis en onregverdigheid tot persoonlike verlies en genesing strek, nooi hierdie bundel lesers om dieper te kyk en dalk ook anders te luister. So dis 'n geweldige voorreg, baie welkom hier by ons in die ateljee. Baie dankie vir daai mooi inleiding. Goed, Therese, die titel, Die helfte is jou nie vertel nie. Dit is nogal baie fascinerend. Waar kom hierdie naam vandaan? Ek het gedebuteer in Nuwe Stemme 3 en Auntie Krog en Alfred Schaffer was die samestellers van Nuwe Stemme 3. Ja. Dit was meer as 20 jaar gelede. Ja. En tydens daai
in een van die werksessies, ek het 10 gedigte in Nuwe Stemme 3 gehad, het Auntie met my gepraat en vir my gesê, weet ek dat daar nog nie 'n vrou was wat oor die Anglo-Boereoorlog gedig het in Afrikaans nie. 2 gedigte van my destyds was oor die oorlog. Toe sê sy, gaan voort daarmee. En toe ek in 2019 die groot oorlogkongres bywoon in Bloemfontein, toe hoor ek Garth Pennyworth praat oor die swart kampe. En ek onthou ek daar gesit het en gedink het, Therese, die helfte is jou nie vertel nie. En dit het 'n tema geraak vir 'n klomp ander goed. My voormoeder, wat ek later besef het, is Ansela van Bengale, die slavin wat in Van Riebeeck se huishouding was. So ek het haar nagevors, my 8ste voormoeder aan die Bartman kant. En die openingsgedig gaan oor haar. Baie stories wat nie die hoofstorie is nie. 'n Vrou wat die ink maak vir 'n reisiger op pad, 'n grootwildjagter. Hy kom by haar plaas aan en vra vir ink. En dan sê sy het 'n pen, maar daar's nie ink nie. En dan sê sy, maar wag, ek sal maak. En ek het 'n gedig daaroor geskryf wat getiteld Ink, van hoe sy sê, sy het beesmis laat kom en kruit en haar borsmelk beoor uitgemelk en daar was ink. En hy skryf waarskynlik die storie op in daai ink, maar hy noem nie haar naam nie. So sy bly onsigbaar. So dis ook 'n eerbetoon aan mense wat in die geskiedenis onsigbaar gebly het, veral vroue en kinders wie se stemme nie gehoor is nie. En dit was hoekom ek besluit het, wat is dan die etiese ding om te doen? As ek skryf oor mense wat nie kon lees en skryf nie, dit sit nie lekker nie. Dan moet dit in die eerste plek 'n praatvers wees om te pas by die tema van waaroor ek skryf, en in die tweede plek 'n geskrewe gedig. Ja. En toe ek vir Jitsvinger tydens COVID gevra na daai kongres. Ek het 'n idee vir 'n kletsruim oor die oorlog en 'n weeklaag. Sien hy kans, ek weet jy ken my van nêrens af nie, sien jy kans om vir my klankbane te skep. En toe het hy, en dit was so goed gedoen dat toe ek die bundel bymekaar sit, het ek 10 gedigte gekies, hy het 1 gekies uit die 33 in die bundel, wat ons toe klankbane bygesit het, en dit het elkeen van daai gedigte het sy eie QR-kode in die bundel. So jy kan op hom klik met jou foon en dan kan jy dit hoor. Ja. Ek dink dit is 'n baie unieke benadering en ek dink dit maak my opgewonde oor die toekoms van digkuns. Jy weet dat 'n mens dit so kan kombineer. Nou wil ek vir jou vra, want ek meen dit is vir my altyd merkwaardig wanneer iemand ook navorsing moes doen en dan daaroor moet dig, want ek kan nie dink dat dit maklik kan wees nie. Nee. Is daar 'n gunsteling gedig wat vir jou uitstaan persoonlik? Van die wat nie verklank is nie of van die verklanktes? Sommige van almal van hulle. Ek dink van die verklanktes is 'n klagkleed, 'n gedig wat ek geskryf het nadat ek 'n foto van Herbert Kitchener gesien het. Ek dink, kyk, sien ek reg? Hierdie man het sy eie kapel in St. Paulus Kathedraal. Die argitek van die konsentrasiekamp in Suid-Afrika. En toe het ek klagkleed geskryf en dit is een van die eerstes wat Quentin getoonset het. Pragtig. En steeds donkerder en donkerder toe ons nou die finale klankbane skep. Het ek vir my gesê, is nog te vinnig en is nog te hoog. Toe het dit donkerder en toe dit so donker, toe ek uiteindelik sê, nou is dit reg. Toe sê hy, nou is dit te donker dat stemme dit kan sing. Toe sê ek, dis presies reg. Hoe mooi gestel ook. Ja, ja, dis diep. Die van die nie verklanktes nie, dink ek, een van die gedigte wat ek geskryf het vir my, toe een van my kinders geëmigreer het, op die lughawe. Toe is jy weg. Ek dink dit is my, die naaste, dit is 'n gedig wat na in die hart lê vir my. Natuurlik is dit. Ek wou jou nou gevra het om vir ons 'n stukkie te lees, maar ek is nou bang, jy gaan nie dink dis snaaks nie, jy moet maar besluit. Maar voordat ons daarby dalk kan uitkom, gesels net gaga met my oor die omslag, want ek bedoel, dit is ook nogal uniek.
Ja, dit is mooi, nee. Dis my vriendin Alta Botha se kunswerk, dit hang in my huis en is getiteld Houtskool. En sy en ek en ons ander vriendin Susan Roux, wie se werk in die binnekant is, Ink, wat sy die gedig vir die kunswerke gelewer vir die Ink gedig. Sy woon in Australië. Ons drie praat al jare saam. Ons het op 'n stadium toe Susan nog in Suid-Afrika gewoon het, elke Woensdag aand bymekaar gekom. En toe die bundel moet bymekaar kom en die bundel is ook aan hulle twee opgedra. Was dit vanselfsprekend dat Alta se werk op die voorblad sou wees, want ek gaan terug na die familieplaas toe by Winburg, waar my oupa hulle geboor het toe my ouma as 'n 7-jarige dogtertjie weggevoer is deur die Engelse na die Kroonstad konsentrasiekamp toe. En ek gaan terug soontoe vir Houtskool, die Donkerpleit Houtskool en Karkaslym, want die diere was gebrand, vir Ink in my droë digterpen. Houtskool is 'n bestanddeel van Ink, en is net gepas dat my geskiedenis is belangrik vir die digter wat ek geword het, dink ek. Ja. En sê vir my, waarom sê jy mense aanraai of kom ons sê liewer uitnooi om hierdie digbundel te lees? Ek dink daar's 3 afdelings. Die eerste afdeling is histories, so ek kyk veral en al die gedigte in die eerste afdeling is verklank. Ek dink dit gee 'n ander perspektief op die storie, so selfs Ansela se storie. Sy was die suksesvolle slaaf. Daar's baie oor haar geskryf, maar sy is weggevoer van Batavia. Al 7 haar seuns is voor haar dood. Die eerste selfdood in die Kaap het in haar skaapkraal gebeur. So daar's 'n klomp stories agter die hoofstorie en ek dink vir mense wat geïnteresseerd is in die oorlog, net om erkenning te gee aan hoe baie swart mense in die oorlog, dit is ook vir my belangrik, dat ons ook as Suid-Afrikaners die idee dat dit die Anglo-Boereoorlog is, verander na die Suid-Afrikaanse oorlog. Want ek het by daai kongres vir Albert Grinling gevra hoeveel swart kinders is dood. En toe sê hy net soveel soos die wit kinders. En ek wens ons kon langer daar gesels, want dit is 'n baie belangrike kwessie, maar die tyd het ons ingehaal. Ons sal hierdie bundel in die hande kry. Die helfte is jou nie, vertel nie. Werklik so. So maak seker jy kry die digbundel in die hande en bly ingeskakel want ons is nou weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig?
Refinance Car het 'n oplossing vir jou. Refinance Car, motorfinansiering met voordele. Jy sien, ek kan nie stil sit nie en dit het sommer vanmôre al vroeg by my pos gevat. Dit was die ongelooflike Andriette met haar splinternuwe enkelsnit. Wat jy nou sommer hier, ek het amper begin opstaan. O, jy en sy doen dit. Wat 'n lekker dag of manier om die dag te begin. Praat jy. Gits. Man, baie geluk. Dis nou 'n lekker liedjie. Dankie. O, jy en sy dit beteken doen dit, soos dit ek afgelei het en goeters. Ja. En waar het jy aan die gedagte gekom? Vertel gou vir my. Ek weet jy en Rudy het saamgewerk. Ja, dit was Rudy het nou al 'n rukkie terug vir my gesê, Andriette, ek wil vir jou ietsie skryf. En toe Desember toe ry ons op ons vakansie en my man sê vir my, maar onthou jy daai tyd toe Randall vir jou gesit in Idols. Daar's 'n Afrika vrou en jy wat moet uitkom. Ek sê so, okay, ja, hy sê nou maar laat haar nou slag uitkom. En toe sê ek vir Rudy, okay Rudy, iets kosa, iets in daai rigting, maar gebruik die woord en ek soek iets motiverend. Ek wil hê mense moet goed voel. En toe kom my 2 weke later toe sê, wat dink jy van die woord Uyenze? Toe sê ek nee, is 'n lekker woord en daar's 'n klik in die so, ek gaan nie sukkel om dit te sê nie. En toe sê hy, okay, dit beteken doen dit. So kom ons doen 'n liedjie daaroor. Toe sê ek van dit klink vir my goed en dis nou hoe die liedjie uitgekom het. So ek dink dis net 'n lekker mens voel lekker as jy hierdie liedjie luister en saam met hom kan dans. En hoekom dink jy is dit belangrik dat ons bietjie lekker wil voel en net weer bietjie iets positiefs ook geniet? Ja, want ons genoeg negatief rondom ons dink ek. Daar's oorlog, daar's petrolpryse wat opgaan, so ek dink ons het nodig om net ligte, positiewe goed te hoor op die oomblik. Hoe was nou jou eerste keer wat jy saam met Rudy gewerk het? Nee, ek nie, hoor, Rudy skryf al vir my seker van na Idols af. Beautiful. Ja, so dit is al baie lank. Ja. Moeilike goeters nie. Jy ken hom, hy ken jou ja, en jy en ek hou van hoe hy skryf. Hy het ons eintlik 'n diep manier van skryf en sy woorde maak sin. Ja. En obviously het jou manne al gesien, die wit Afrika vrou, sy kan besig raak, sy hou van kos maak en al die lekker dinge. Sy's baie handig met die 3 seuns in die huis. Was dit vir jou sommer dadelik net 'n liedjie wat jy gesê het, ons het hom? Ja, definitief. Ja, ek moet sê dit is vir my 'n volwasse opgewekte liedjie. Dit het vir my gevoel dit pas by my ouderdom ook. Dit voel of ek nou myself probeer terugleef in my 20's en nou gaan dans met 'n klomp dansers. Ek het probeer, maar hulle kan nie danse doen. Ek gaan nou nie danse so erg doen nie. Maar ek dink ons almal het daai bietjie van 'n skit in ons. As jy 'n lekker beat hoor, dan wil jy net so 'n bietjie begin skit. Jy kan dit tot in jou stoel doen. Jy het mos gesien, ek kon nie stil sit nie. Ja. Ek wil hom net so. Hoor, ek dink selfs introverte gaan nou lekker kan aanklank vind. Ja, ek is eintlik 'n introvert, so dit is miskien ook 'n bietjie kan dansie. Myself, dis hoekom ons so lekker, jy weet, ek is ook maar skaam teruggetrokke, jy kan sien. Ja, ek ook, maar eintlik verskriklik. Jy het dit nou al telke male gehad dat mense by feeste en geleenthede obviously van jou liedjies saam sing en so. Ek dink voel jy ook hoe jy en sy, waar is die volgende fees waar jy nou hoop die mense gaan op die stoele spring en ja, daai was juist my idee. Ek het gedink ek sien myself al op daai verhoog en die mense kan almal hoe jy en sy saam sing. My idee was ek wil so half deur rassegrense breek, soos in tot hulle kan saam dans. En baie keer sing ek woelend Lela by shows en dan kan ek sien hoe die stafie van agteraf kom en hulle doen hulle moves saam met my. So dis daai wat ek soek. Ek hou van daai gevoel en daai gees. Ja. En dis immers die ding van musiek, nee, hy gaan oor alle grense en dinge en skielik is daar net vrede en happiness en so aan. Ja. En wat 'n lekker manier om dit op 'n platform soos met jou musiek te kan doen. Ja, want ek met baie keer as al ons 'n kosa of 'n ding luister of 'n Spaanse ding wat jy nie eers verstaan nie en dan dans jy saam. So dis soos hulle sê universele taal. Ja. Hoor jy in die musiekvideo, jy het ook soveel as mense binne in 'n kort tydjie probeer betrek om te sê nee, nou moet julle saam dans. Doen dit. Ja, nee, hulle het gekom en ons het gekyk hoeveel mense en van hoeveel kulture ons kan inkry. So ek dink ons het dit reg gekry op hierdie video. En ons het na die Mondvol fabriek toe gegaan. Ek het maar vir hulle gesê, hoorie, vat die staf met hulle haar netjies, laat hulle saam met my kom dans. En nou wil ek hê besighede moet dit ook doen. Jy moet jou personeel vat en 'n dans my stuur en dan kan ons die beste dans kies en dan gee ek sommer vir jou 'n jaareindfunksie show verniet. Die besigheid wat wen. Ja. Beautiful. So nou moet die mense opklim. Nou moet hulle saam gaan, hè. Ja. Daai klink baie lekker. Nou ek weet die vorige keer wat jy hier so was, het ons jou jy het eintlik ja, maar dit was beautiful geweest, hoor. En well dan nou dankie dat jy nou vanoggend ook weer hier was en ons voete so lekker kom laat juk het. Dankie Pieter. Hoe lyk die shows en dinge? Ek meen want dis nou nogal 'n ding om ma te wees
Ja. 3 seuns. Ek het gerugte gehoor dat julle wel beplan vir 'n dogtertjie. Nee, oei. My man sê dit as ek van nee, wat die energie is, hy's tot hier so. So ek sal nog graag 'n dogtertjie wou gehad het, maar ek het altyd vir myself gesê ek wil 3 kinders hê en ek glo dit is nou wat ek moes hê, 3 seuns en nou is ek klaar. Ek is tevrede. Daar's iets in my wat 'n soeke het na daar moet nog 'n dogtertjie wees nie. Is lekker. Two's company, three's a crowd. Nee? Ja, nee, definitief. As hulle 3 saam is, beklei hulle, as die 2 saam is dit 'n bietjie beter. So ek dink as jy nou 'n bietjie asem wil skep, dan jaag jy hulle net hier buitentoe Ja, met 'n gaan lekker dansen groot op speaker en Oyense sê daar ja, buiten. gaan Oyense, gaan. Doen dit, doen wat jy wil. Hoe lyk die shows en die dinge vir die wat voorlê? Ek meen, obviously sien ons jou gereeld hier. As jy gou-gou 'n bietjie die press junkets moet doen en net gou-gou met hulle sê en vertel. Ag, ek het baie van my eie shows en ek gaan nou Oos-Wes Tuispes. Ons gaan dit juis in my Morletta Park doen in Junie. Maar dat ek nou hierdie idee wat ek volgende jaar wil doen, Afriet. Ek wil dit Afriet noem waar jy nou juis hierdie hele ding inbring van 'n bietjie Khoza, die mense wat van Suid-Afrika gesing soos Mango Groove, Brenda Fassie tot 'n Queen. Ek meen hy's gebore in Afrika. Daai goeie saam te bring op een verhoog en daai regte gees te bring van ons is Afrikaans, ons is Suid-Afrikaans, want ek voel daar is nie nog 'n kultuur soos hierdie nie. Ja. Man, is dit vir my lekker om te hoor. Jy sit nie stil nie. En hierdie planne kom ook seker terwyl jy met 'n glasie wyn en 'n paplepel in die hande staan agter die kospotte. So 'n rooi wyntjie is nou maar voor die hand liggend soos hulle sê. Orde van die dag. Nou ja, as jy jou koffie wil verruil vir 'n rooi wyntjie, doen dit. Dankie vir die inloer, Andriet, en baie dankie vir hoe jy en sê. Dis nou al wat ons het vir vanoggend. Ons is môreoggend weer terug en vir jou vir die res van die dag. Oyense. Oyense. Oyense.